Ons gesels oor die boek Jesaja. Ons trek nou al by deel 10 en die boek Jesaja het 66 hoofstukke. Ons trek daarom nou al by Jesaja 21. Maar wat 'n amazing boek is die boek Jesaja nie. Ek weet hierdie profeet wat God geroep het so groot wonderlike uitsprake gemaak oor dit wat God te sê gehad het, oor volke, oor Jesus, oor die toekoms. Hulle sê dat die boek Jesaja is amper soos die evangelie van die Ou Testament. Hulle noem Jesaja, die profeet Jesaja, die evangelis van die Ou Testament. Maar daar's net soveel profeseë oor Jesus in die boek Jesaja, oor die Messias wat sou kom. Die lydende dienskneg, en dan ook later, wanneer hy gaan kom as koning. Hy het mos eers gekom op 'n donkie, nee, later kom hy terug op 'n perd. Maar daar is soveel profeseë in die boek Jesaja. Dit staan oor Jesus, dat dit bekend staan as die evangelie van die Ou Testament. Nou, van Jesaja 13 tot 21, is daar baie profetiese uitsprake wat gemaak word oor verskillende nasies. Van God wat besluit het, hy gaan nasies oordeel. Veral die nasies wat die lewe moeilik gemaak het vir Israel. God se volk. Baie vyandige nasies, soos Babylon en Assirië. En God gebruik Jesaja om profeseë te gee oor hierdie nasies en hoe God hulle gaan oordeel. Ons sien ook hoe daar profetiese uitsprake gemaak was oor God se eie volk. Kyk, toe Jesaja geprofeteer het, was dit so 700 jaar voor Christus. En hy was die profeet wat aangestel was om te profeteer hoofsaaklik oor Juda. Op daardie stadium was die volk Israel verdeel. Daar was 10 noordelike stamme in die noorde en in die suide was daar 2 stamme, Juda en Benjamin, en hulle het bekend gestaan as Juda, en hy was aangestel om meestal oor Juda, die 2 suidelike stamme te profeteer. En vanaf Jesaja 13 tot 21 maak hy nou al hierdie profetiese uitsprake oor hierdie verskillende nasies. En partykeer is dit nou nogal moeilik, jy moet regtig die skrifte mooi ondersoek om dit van toepassing op ons ook te maak. Maar as jy gaan dieper delf en jy begin die laagies so afdaal, dan besef jy eintlik, wow, baie van dit is van toepassing op ons ook. En vandag gaan ons spesifiek kyk na Jesaja 21, wat nogal ek wil amper sê 'n geheimsinnige hoofstuk is, wat meestal te doen het met die nasie Babylon. Julle het almal van Babylon al gehoor, né? Die onthou van Nebukadneser, Daniël en sy vriende wat in Babylon was. Nou hierdie was 'n magtige nasie en hier in Jesaja 21 spreek Jesaja 'n oordeel uit oor hierdie nasie, dat hulle geoordeel gaan word. Die vraag is nou, was dit net geskiedenis? Want hulle was geoordeel, Babylon het geval. Of het dit baie te doen ook met 'n tyd wat nog gaan kom? Ek dink, as ons na dit gaan kyk, sal ons sien dat die Ou Testamentiese profeseë dikwels 2 horisonne het, 2 laagies. 'n Onmiddellike vervulling, wat gebeur het, kort nadat Jesaja daai profesie gebring het. Maar, ons sien ook 'n ander laag, en dit is 'n uiteindelike vervulling, van iets wat later nog gaan gebeur. Net soos die Messias 2 keer gekom het baie profeseë 2 vervullings. Ek meen, as ons sê, Jesus kom, Jesus gaan weer kom, en dit was geprofeteer ook. Jesaja het van dit geprofeteer, het dit verwys na Jesus wat vlees geword het en aarde toe gekom het, die Messias, het gesterf het aan die kruis en opgestaan het, maar dit verwys ook na sy wederkoms. Jesus wat weer gaan kom, nee. Hy het eenmaal gekom, maar ek sien uit wanneer hy weer gaan terugkom. Ek moet sê,
Nou, ons ontdek hier in Jesaja 21 twee lae van profesie. Kom ons gaan kyk bietjie na dit, en ek wil vir julle lees daar die eerste 10 verse uit Jesaja 21, en om dit makliker te maak en meer verstaanbaar, wil ek graag lees uit die boodskapvertaling. Die opskrif is 'n visioen oor die val van Babel. Kom ons lees gou daar. Die Here se boodskap om Babel se straf aan te kondig. Soos warrelwinde wat oor die Negev woestyn aangewaai kom, so kom daar invallers van die woestyn se kant af uit 'n land waarvoor almal bang is. So hier word 'n profesie uitgespreek oor die mede in Perse wat op pad is om hierdie magtige volk Babylon te verwoes. Vers 2, ek het 'n skrikwekkende visioen gesien. Dis nou Jesaja, nee, 'n visioen van verwoesting en verraad. Elam, julle moet aanval, Media, julle moet die stede beleer. Die Here gaan 'n einde maak aan al die swaar kry wat Babel veroorsaak het. Onthou, Babel of Babylon het mos Juda in ballingskap weggevoer. En hulle was baie wreed gewees, bloeddorstig gewees, en hulle het verskriklike dinge gedoen met God se volk. En hier profeteer Jesaja, God gaan die mede in Perse gebruik, en hy gaan 'n einde maak aan die swaar kry wat Babel veroorsaak het. Die goed wat ek gesien het, is so angswekkend dat my hele liggaam in mekaar trek soos 'n vrou wat besig is om te kraam. My kop draai en my keel trek toe van vrees. My rustige slaap is iets van die verlede. Ek lê in die nag wakker en bewe van angs. Imagine jy kry so boodskap van die Here, nê? Dat jy so bang is, voel amper vir jou of jy in kraam gaan. Maar in 'n geval, gaan ons verder. Vers 5, kyk na Babel, hulle dek so waar nog tafels om fees te vier en gooi matte op die vloer waarop die feesgangers kan sit. Offisiere, kry eerder julle wapens slag gereed vir die oorlog. Wat wil julle nog fees vier? Maak eerder gereed, hier kom 'n groot oorlog. Vers 6, die Here het my die opdrag gegee om 'n wag uit te sit, sodat hy kan rapporteer wat hy sien en hoor. As hy die strydwaans en die perderuiters van troppe donkies en kamele sien aankom, moet hy hulle fyn dophou. Toe het die wag uitgeroep, meneer, ek het dag en nag op my pos in die wagtoring gebly. Kyk, uiteindelik kom daar strydwaans en perderuiters aangery. Skielik skreeu iemand, Babel het geval, en al die afgode van Babel lê in stukkies op die grond. O my volk, wat so stikkend getrap lê, soos graan wat op die dorsvloer uitgetrap word. Alles wat ek vir jou gesê het, is wat ek by die Here, die Almagtige, die God van Israel gehoor het. Amazing, nee. Nou goed, Babylon op daai stadium was seker die grootste wêreldryk gewees onder Nebukadneser se heerskappy. Dit was die eerste hoofstad ook op aarde. Dit was 'n magtige nasie en dit was ook die sentrum van afgoderry. Ons gaan nou dieper daarna kyk. Dit was die ekonomiese hoofstad gewees van daai wêreld, van die Midde-Ooste. Jy kan nie so baie rykdom gewees in die stad. Dit was 'n plek waar mense gedink het hulle kan God vervang. Hulle het God nie nodig nie. Ons het genoeg geld, dit gaan so goed met ons. Ons het God nie nodig nie. Want ons het ook ons eie afgode. Hulle het verskillende afgode aanbid. Maar Jesaja het iets gehoor en hy het gesê, geval het Babylon. Interessant genoeg hoor ons presies dieselfde woorde ook eeue later in Openbaring ook, né? En daar's 'n baie goeie rede. Waarom is dit? Omdat Babylon meer as 'n stad geword het. Daar was twee laagies. Dit word 'n simbool van 'n wêreldstelsel, 'n wêreldstelsel wat teen God rebelleer. Sien ons nie nou in ons huidige wêreld waarin ons leef, 'n wêreldstelsel wat God wil uitskakel en teen God rebelleer, wat sê ons het nie God nodig nie. Dis nie plek vir God in ons lewens nie. Dit is 'n simbool van Babylon. En daai ou demoniese geeste wat agter Babylon gesit het, dryf vandag nog weer
'n soortgelyke stelsel, 'n wêreldstelsel wat sê, ons het God nie nodig nie. Ons kan sonder hom klaarkom. So wat was Babylon dan volgens die Bybel? Wel, ons weet die eerste Babylon was mos by die toring van Babel. Onthou julle dit? So 150 jaar na die vloed, is nie eers so baie lank nie, as jy mooi daaraan dink nie, het die mens weer begin rebelleer teen God. Afvallig geword, terugverlang na hulle ou gode, en die mens was baie voorspoedig, dit het goed gegaan, en toe besluit hulle gaan 'n groot stad bou en 'n toring. Dit was nie regtig 'n toring nie, dit was meer 'n tempel, 'n afgodstempel gewees, hulle noem dit 'n ziggurat, waar afgode aanbid was, en waar afgode, hulle dit probeer doen om afgode afgeroep was, aarde toe, hulle ou gode wat hulle aanbid het. Dis hoe dit was. En ons weet mos wat God toe gedoen het, hy het hulle tale verwar, en hulle het ewe skielik in verskillende tale begin praat. Toe het Babylon geval. Maar 'n paar jaar later, nadat Israel as volk tot stand gekom het, toe hulle Abraham, Isak en Jakob, en toe Jakob met sy 12 seuns, toe kom Israel tot stand. Paar jaar later was daar weer hierdie Babylon, wat groter en sterker geword het. En onder leiding van ou Nebukadneser het hulle weer 'n groot nasie geword. En hulle het weer gesê, selfde strategie, selfde demone, ons het God nie nodig nie. Ons is ryk genoeg, sterk genoeg. Ons verkies eerder ons afgode. En ons lees van daai afgode daar in Jesaja 46, in Esegiel 8 en Jeremia 50. Een van die afgode was Marduk. Marduk was die god wat mag en status en politiek gedryf het. En sien ons dit nie vandag ook nie. Hoe wêreldleiers wil mag hê, status hê, net groter en sterker wil wees, hierdie politieke leiers. En nog 'n afgod was Nebo gewees, een van hulle ou gode. En Nebo, hierdie afgod het gesê, die antwoorde lê in menslike kennis en die wetenskap en tegnologie. Ons skakel God uit. Ons het nie hom meer nodig nie. Dink baie soos vandag nie. Dis nie nuwe dinge nie. Dit het al daai tyd begin. Jy sien die probleem met die wetenskap het ingekom toe God nie meer die vertrekpunt is nie. Toe God uitgeskakel word. Dan was daar nog 'n afgod, Ishtar. Ishtar, 'n kultuur van seksualiteit en oorlog. En hierdie afgod was ook genderfluid geweest, nê. Ons sien dit so duidelik vandag ook. Hoe hierdie afgode, hierdie demoniese geeste agter die mense is en sekere agendas het en chaos dryf. Dan Mammon, nê. Mammon, waaroor het hierdie afgod gegaan? Waarvoor het hy gestaan? Jesus het ons gewaarsku daaroor. Hy het gesê geld, die liefde vir geld, die aanbidding van geld en besittings en materiële sukses. Wees versigtig, geld alleen is nie die probleem nie, dis die liefde en die obsessie oor dit wat die probleem is, en dis wat hierdie God gedryf het. En dan ook, een wat baie sterk is die eie ek, die mens self, wat belangriker geword het as God. My eie begeertes, my eie gemak, wat ek graag wil hê. Mens kan dit seker maar humanisme noem, nie. Ons sien dit ook duidelik vandag. Selfe ou gode. Nou mag jy dalk vra, maar hoekom moet ons nou van hierdie afgode leer in die kerk? Wel, Jesus het ons gewaarsku in Matteus 24 en hy het gesê, wees versigtig dat julle nie mislei word nie. Hoe word jy mislei? Ek dink baie keer gebeur dit omdat ons nie ons vyand goed genoeg ken nie. Omdat ons nie die vyand se strategie ken nie. Die planne wat hy in die mou voer, ons is onbekend met dit. Paulus het geskryf aan 2 Korintiërs 2 vers 10, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie. Vers 11, want ons is met sy planne nie onbekend nie. Ons ken sy planne. Ons ken die ou vyand se strategieë. En hier in Jesaja 21 lees ons van hierdie gees van Babylon. En lank voor daai gees werksaam was, het ons dit al by die toring van Babel ook gesien.
toe 'n Nimrod hierdie stad en hierdie toring gebou het. Selfde gees. Later onder Nebukadneser, toe Babylon weer sterk word, sien ons weer hierdie geeste manifesteer en mense weer gedink het hulle kan sonder God klaarkom. En daardie ou Babylon onder Nebukadneser, ek sê julle was behoorlik nou 'n kookpot van duiwels gewees. 'n Magtige stad. En ons lees van hulle in Jesaja 21. En dan interessant, later in Openbaring praat Johannes ook weer van Babylon. Maar is meer 'n simbool van 'n wêreldsisteem wat soortgelyk is aan daardie sisteem in Jesaja se tyd. Die patroon herhaal homself. Satan verander nie sy metodes nie. Daar's niks niets onder die son nie. Elke liewe ding, dit herhaal net oor en oor. Sy planne bly dieselfde. Hy verander net die spelers. Ek meen by Babel het hy 'n wêreldsisteem en 'n een wêreldleier in plek gehad, maar sy timing was 'n bietjie uit gewees. Nou daar's verskeie profete ook wat profeteer oor 'n toekomstige Babylon. Profete soos Jesaja, Jeremia, Esegiel en Daniël, en hoe hierdie toekomstige Babylon 'n simbool is van 'n wêreldmag en hoe dit geoordeel gaan word. Daar's verskeie profesieë oor dit. Maar interessant as jy vers 3 lees daar in Jesaja 21, sien ons dat hierdie profeet hartseer was. Hy het gehuil. Die skrif druk dit so mooi uit. Hy sê my heupe was vol siddering. Hy het nie gejubel oor hierdie oordeel wat uitgespreek was nie. Hy het gehuil. 'n Ware profeet is hartseer daaroor. Hy verlekker of verlustig hom nie daarin nie. En ons sien hier hoe Jesaja dit vir hom moeilik was en dit vir hom 'n intense oomblik was toe hy hierdie woord gekry het ook. En hy hartseer oor dit was want hy het gesien wat God gaan doen aan hierdie nasie. Jesaja het ook profeseë uitgespreek oor Israel ook, en Juda ook. Dit moes vir hom erg gewees het. En ons moet een ding onthou, God het nie een aand net, of een oggend wakker geword en besluit, nou gaan ek 'n nasie oordeel nie. Dit was jare en jare se goddeloosheid, aanhoudende ongehoorsaamheid, goddeloosheid, mense wat onafhanklik van God wil wees, verskriklike dinge wat hulle aangevang het om kinders te offer vir hulle afgode. Seksuele onsedelikheid wat jare en jare aangehou het, tot op 'n punt wat God gesê het, tot hiertoe en nie verder nie, gaan julle oordeel. En een van die redes hoekom God ook Israel se vyandige nasies geoordeel het, was omdat God het met tye toegelaat dat hierdie vyandige nasies Israel oordeel of hulle binneval of hulle in ballingskap wegvoer. En die rede vir dit was God wou sy volk wakker geskit het. Hy wou hulle gedissiplineer het. Maar daar was sekere grense wat hy toegelaat het en baie van hierdie nasies het nie binne die grense gebly nie. Hulle het net chaos gemaak. Baie erger te kere gegaan as wat hulle toegelaat was. En God het gesê, daaroor gaan ek julle ook oordeel. En hy het toe hierdie nasies geoordeel, soos Babylon, soos die Assiriërs. Maar ook, ons sien hier, ons leer so baie uit hierdie profeet Jesaja. Jy sien, ware profete is nie ouens wat jou toekoms voorspel nie, wat vir jou sê, wel, jy gaan 'n baie mooi nuwe kar kry as jy net intap by God se finansiële vloei uit die hemel uit. Dit was nie heeltemal die profete, 'n ware profete en hoe hulle was daai tyd nie. Ek meen, ware profete so profesie was actually vervul. In die Ou Testament, as jy 'n profeet was en jy het geprofeteer en jou profesie het nie in vervulling gekom nie, het jy bekend gestaan as 'n valse profeet en was jy gestenig. Ek dink baie profete is nogal bly ons leef nie in daai tyd nie. Dit was 'n ware profeet. Ware profete het gewaarsku. Hulle het gebid. Hulle het mense geroep tot bekering. Vir mense gesê, kom in lyn weer met God se wil en die woord.
Ware profete verkondig nie oordeel met blydskap nie, maar hulle doen dit sodat mense wakker geskit kan word, sodat daar redding kan wees. Dit is my mooi daar in vers 6. Skryf Jesaja en hy sê, sit 'n wag uit. 'n Wag op die toring. Jy sien, in die antieke wêreld het hulle 'n wag op die muur gesit van die stad, om uit te kyk vir die vyand wat op pad is. Soos hierdie magtige, ek sien net in my geestesoog hierdie magtige groot mede in Perse weermag, wat aankom op strydwaans deur die woestyn, en jy sien net stof en perde en goed, en hoe hierdie wag moes uitkyk wanneer hulle aankom, hier kom gevaar, wees gereed mense. So 'n wag word uitgesit, en hy staan wag by die grens, om die gevaar eers te sien, sodat sy mense gewaarsku kan word. Nou is nie fout dat ons ook wakker moet wees, soos 'n wag optree in ons eie lewens om uit te kyk vir gevaar nie. En die probleem is, as die wag stil bly, wat gebeur dan? Dan word die stad oorrompel, en hulle word vernietig. En ek dink ons het ook nogal daai rol gekry om as gelowiges, as wagte op te tree. En as ons net stil bly en go with the flow, dis wanneer ons sien hoe die duiwel dan kom en hy slaan sy vuil kloue in, byvoorbeeld in skoolsisteme. En wat gebeur dan? Dan sterf die hele opvoedingsstelsel. Dan word die opvoedingsstelsel soos 'n Babiloniese stelsel. En dis nie so wat eintlik gebeur in baie lande, nê. Ons is nog bevoorreg in Suid-Afrika. Want baie lande word die kinders van kleins af geleer om God uit te skakel. Om onafhanklik van hom te wees. Ons het nie God nodig nie. Ons moet wakker wees. Die vraag is, wie is die wagte vandag? Ek dink dis geestelike leiers. Dit is gelowiges, mense soos ek en jy. Dis ouers. Elke Christen behoort te wag te wees. En waarvoor moet ons uitkyk? Nie net vir die oorlog wat kom nie, maar vir misleiding. Dis een van die vyand se grootste wapens in die tyd waarin ons leef, ouens. Byvoorbeeld, en ek noem dit nou maar, want ek dink dis 'n onderwerp wat redelik populêr is deesdae. Mense gaan sê, wel, aliens is eintlik ons skepper. Hulle gaan hierdie groot disclosure maak en dit openbaar, en hulle is eintlik hier om ons te help. Hulle is buitenaardse wesens, en hulle het die mensdom eintlik geskep, en hulle gaan ons geneties verbeter. Wees versigtig, ouens. Dit weerspreek die Bybel, man. God is ons skepper. Hy onderhou ons in hierdie lewe en die lewe daarna. Moenie mislei word nie. Jesus het gesê, pas op dat julle nie mislei word nie. Die grootste gevaar voor sy wederkoms is nie vervolging of hongersnood nie, maar misleiding. Ons moet wakker wees. Ons moet wakker wees. Daarom moet die wagte die skrif ken. Waarom dink julle sê die wag, geval het Babylon? Hy sê dit 2 keer. Dit wys vir my na 2 lagies. 'n dubbele vervulling. Babylon het geval in 539 voor Christus, deur die Mede in Perse, ou Nebukadneser, en daai Babylon het heeltemal was verwoes deur hulle, maar iewers in die toekoms gaan daar weer 'n Babylon sisteem wees wat gaan val, Openbaring 17 tot 18. En omdat God reeds die einde sien, kan hy dit vir ons deurgee van die begin af. Onthou, God voorspel nie, hy verklaar. En as hy dit verklaar, dit gaan dit so wees. Dit gaan so wees. God beheer, is algeheel in beheer van die heelal, ons geskiedenis, die geskiedenis. En interessant in vers 11, sien ons ook daar 'n oordeel wat uitgespreek word oor Edom. In die ou vertaling gebruik hulle die woord Duma. Dit beteken stilte, verlatenheid, die stilte voor die storm. En die wagter, of die mense vra, wagter, hoe ver is dit in die nag? Is dit nie vandag ook ons vraag baie keer, nie? Here, hoe lank nog? Hoe lank nog voor Jesus gaan terugkeer? En hoe lank nog voor onreg gaan eindig en geoordeel gaan word?
Dan antwoord die wagter, en hy sê, die môre kom, maar ook die nag. Die môre kom, maar ook die nag. Wat beteken dit? Vir sommige kom redding, maar vir ander kom oordeel. Dieselfde wederkoms bring twee verskillende uitkomste. Vir die ongelowige is dit oordeel, maar vir die gelowige is dit hoop. Iets waarna ons kan uitsien. En dan spreek Jesaja ook 'n oordeel uit oor Arabië. Geen volk word vrygeskel nie, God is in beheer en reg en geregtigheid sal op die ouene geskied. God is 'n God van liefde, maar hy is ook 'n regverdige God, nê? En wat leer ons hieruit oor die eindtyd? Eindtyd profesie is nie bedoel om nuuskierigheid te bevredig nie. Wat gaan in 2027 gebeur nie? Nee, dis bedoel eintlik om ons wakker te maak, om heiligheid te bevorder. As Jesus môre kom, hoe behoort ons vandag te leef? En die vraag is nie wanneer eintlik nie. Die vraag is, wat ons altyd self moet afvra, is jy gereed? Is jy gereed? Hoe lyk dit prakties? Wat beteken dit om gereed te wees? Jy moet wakker wees. Nie woke nie, awake. Be awake. Hoe weet jy dat jy geestelik aan die slaap is? Wel, ouens, as jy meer weet oor wêreldnuus en sportnuus en allerlei ander dinge, as wat jy weet oor die woord en Bybelprofesie, wil ek vir jou sê, jy het dalk geestelik so bietjie vaak geword, jy so bietjie aan die slaap geestelik. Ons het 'n verantwoordelikheid as gelowiges om die skrifte te ondersoek, om onsself toe te rus. En wanneer jy wakker is geestelik, ouens, dan word jy nie oorweldig wanneer 'n pandemie die wêreld tref nie. Jy word nie angsbevange wanneer jy oorlog en aardskuddings sien nie, want jy is wakker vir die woord. Jy het 'n vrede in jou hart wat die wêreld nie kan verstaan nie, want alle verstand te bowe gaan. Want jy weet, God se plan is besig om uit te speel, eenvoudig. Sy plan is besig om uit te speel, en ons is deel van God se raadsplan. Ons is deel van sy plan, ons kan rustig wees. Ons sien ook daar in 2 Tessalonisense 2, praat hy van Bybelse gesag wat toenemend verwerp sal word. En ons sien dit ook nie. Hoe gelowe saamgevoeg word. Het jy al gehoor van Chrislam? Waar hulle Islam en Christendom wil saamvoeg. En selfs in die New Age is 'n klomp verskillende kultiese godsdienste wat saamgekom het. En daar is self bietjie New Age in die kerk ook vandag, wat die kerk bietjie geïnfiltreer het. Waarvoor ons versigtig moet wees. Wees op die uitkyk vir dit. Ons moet nie mislei word nie, ouens. Wees versigtig, ons moet wakker bly. Ons leef in geloof. Ons leef in die waarheid, ons ken die skrif. En ons word nie meegevoer deur allerlei leerstellings wat teenstrydig is met die woord nie. Partykeer is daar 'n leerstelling wat vir jou kontroversieel klink of omstrede klink en dan dink jy, ja, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Ouens, doen jou eie huiswerk en meet dit aan die woord, meet dit aan die skrifte. Altyd, elkeen van ons. Ek gee nie om wie dit vir jou sê nie, of wie dit preek nie. Dit mag jou beste pastoor of predikant wees. Jy is ook 'n gelowige. Lees die skrifte, meet dit altyd aan die woord. Ons moet wakker wees, ons moet bid, waak, ons moet diensbaar wees, verkondig die evangelie. Ons laat nie toe dat die wêreld ons denke vorm nie, maar dat die woord van God ons denke vernuwe. Moet nie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Dat die woord van God jou denke vernuwe. Ons leef ook in 'n wêreld waar AI net alles begin oorneem, nê. Waar gaan dit eindig? Ek meen, deur AI kan jy binne sekondes preke, Bybelstudies en geestelike raad kry van die internet af, en dis 'n nuttige hulpmiddel, maar ouens, meet dit altyd aan die skrifte. Jy moet die skrifte self ondersoek. Ondersoek die skrifte. En die Heilige Gees kan nooit uitgeskakel word nie. Ons het God se Gees ontvang. Toets alles aan die Bybel. Ons leef ook in 'n tyd waar valse inligting so vinnig versprei op sosiale media.
En ons kan so maklik, dit kan so maklik gebeur ouens, dat ons mislei word deur dit. Valse inligting versprei. En om hemelsnaam, ek vra julle mooi, veral julle jong mense, moet asseblief nie aanvaar wat jou gunsteling Hollywoodster vir jou sê oor die lewe of oor politiek nie, en dit aanvaar as die waarheid nie. Meeste van hulle is eintlik redelik verward. Hulle speel goed toneel, maar kyk, hulle is verval in okkulte, in seksuele onsedelikheid. Meeste van hulle is dwelmverslaafdes en hulle dink hulle weet alles oor die lewe, maar hulle doen nie. Asseblief ouens, maak nie saak wie wat sê nie, meet dit altyd aan die woord van God. Baie mense word vandag vasgevang deur selfone, deur skerms. Hulle spandeer ure op die nuus en kyk na video's op sosiale media. Maar maak nooit tyd om die skrif te ondersoek nie. As jy nie hou van lees, manne, sit vir jou die audio Bible aan dan. Okay? Terwyl jy ry, terwyl jy stort, terwyl jy waar jy ook al is in die gym, waar jy ook al is, luister na die Bybel. As jy kry net die woord in, kry dit net in. Voed jou geesmens. As jy nie jou geesmens voed nie, gaan jou vleesmens in beheer wees van jou lewe. Gaan jy dit moeilik vind in hierdie wêreld om staande te bly teen misleiding, teen versoeking veral. En dan word die lewe nogal 'n stryd, nê. Ons het nodig om die skrifte te ondersoek. Ons het nodig om so nou en dan in God se teenwoordigheid ook te kom. Met jou pappa te gesels. Spandeer tyd in gebed. Spandeer tyd in gebed. Ons het dit nodig as gelowiges. As jy nou nie so baie bid as wat jy moet nie, as jy nie op pad hel toe nie, ontspan. Maar ek dink, ek weet nie van julle nie, maar as ek 'n seisoen deurgaan wat ek nie so baie tyd in gebed spandeer soos wat ek moet nie, dan raak die lewe moeilik nie. Veral as die storms kom. Ek verloor bietjie my vrede. My anker raak bietjie wankelrig. Maar is belangrik ouens dat ons geesmens sal voed en dat ons geestelik wakker sal wees. Ons sien ook baie keer hierdie ding, nee, dat waarheid is relatief. Wat ook al vir jou goed lyk en aanvaarbaar is, dis die waarheid vir jou en dis fyn, dis hoe dit moet wees. Maar ouens, daar's net een waarheid en dis Jesus Christus. Hy's die enigste weg en waarheid. Dis die absolute waarheid. Die waarheid van die skrif, ouens, kom altyd terug na dit toe. Dit is ons riglyn. Al verander modes, al verander trends en ons nuwe dinge wat meer populêr word, kulture verander of al verander dinge om jou. Mense verval. Ons riglyn is die woord. Ons meet onsself altyd aan die woord van God. As iets nie inpas by God se woord nie, ouens, dan skuif ons dit weg. Sê nee, Here, ons volg U. En ons sien ook toenemend van oorloë wat in hierdie wêreld ontstaan. Ekonomiese onsekerheid, natuurrampe, spanning tussen nasies. Moenie bang wees vir dit nie. Dit herinner ons wat Jesus gesê het, in hierdie tyd waarin ons leef, gaan dit so wees. Daar gaan sulke dinge wees. Ons fokus nie op vrees nie, maar ons bly getrou aan hom. So om gereed te wees beteken, jy kry jou vertroue af van hoop op regerings, op geld, op besittings of tegnologie. Hierdie dinge is nuttig, maar ouens, dit kan jou nie red nie. Ons vertroue bly altyd in Christus, in Jesus. Familie, gereed wees beteken dat ons nie elke dag na die hemel staar nie. Dit beteken dat ons elke dag leef asof Jesus vandag gaan kom. As jy verkeerd doen, maak dit reg. As jy moet vergewe, dan vergewe jy. As jy die evangelie moet deel, dan doen jy dit. As jy vandag die Here kan dien, dan doen jy dit vandag. Jy stel dit nie uit nie. Jy begin vandag. En die beste manier, dink ek, om gereed te wees vir sy wederkoms, is om vandag getrou te wees. Bly getrou, wees wakker. Maar hier kom vir my die grootste les uit Jesaja 21.
Die wêreld lyk baie sterk, daar's groot en magtige nasies in hierdie wêreld. Babylon was ook so, maar in een nag het hulle geval. In een nag. Ouens, wêreldryke gaan val. Regerings, menslike regerings gaan val, maar net God se koninkryk sal vir ewig bly staan. Dit gaan vir ewig bly staan. So Jesaja 21 is nie net geskiedenis nie. Dis vir ons ook 'n waarskuwing. Dis 'n uitnodiging. Dis 'n belofte. Onthou, die skrif, die Bybel is nie aan ons geskryf, maar is vir ons geskryf. En so kan ons dit van toepassing op ons ook maak. Jesaja 21 roep dit uit, sê ouens, wees wakker, wees gereed, wees altyd gereed. God se koninkryk was nog altyd daar, sal nog altyd daar wees. Val in by sy koninkryk en sy koninkryksbeginsels. En die wag staan steeds op die muur. Sy stem weer klink nog en dit sê maak gereed. En die vraag is nie hoe naby is die wegrukking nie. Die belangrike vraag is, as Jesus vandag kom, sal hy my getrou vind besig om sy werk te doen? Gaan hy my getrou vind? So ek sluit af hiermee. Mag ons nie geestelik slaap nie. Kom ons wees wakker. Kom ons waak. Kom ons bid. Ontwikkel 'n liefde vir die waarheid. En mag ons met vreugde uitsien, ouens, aan die verskyning van Jesus Christus, wanneer hy weer gaan terugkom. Ek sien uit na daai dag. Maar ek weet, terwyl ek hier is daar werk om te doen. Ek's 'n disipel, ek's 'n ligdraer van Christus. Oral waar ek gaan, maak nou nie saak in watter land ek is nie. Wat my loopbaan is nie, oral waar ek beweeg, of ek by die skool, die universiteit, by my werk, by my besigheid, is ek 'n ligdraer vir Christus. Daar's werk wat gedoen moet word. Jy is 'n disipelmaker omdat jy 'n disipel is. En moenie ophou daarmee nie. Dis hoe jy wakker bly ook. Dis hoe jy wakker bly. Loof die Here. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie, Here, dat U ons vrygemaak het. Dat ons deel is van U span, van U koninkryk, van U weermag, dat ons deel is van God se familie. En dankie, Here, dat U ons elkeen geroep het om 'n wag te wees, sodat ons wakker kan wees vir misleiding, vir die planne van die vyand. Hou ons wakker vir dit, Here. Vader, ek bid vir 'n nuwe hinkering en 'n ywer en 'n begeerte na U skrifte, na U woord, Here, en ook U teenwoordigheid. Ek dank U, Here, dat U daai passie in ons harte weer aan die brand sal steek, dat daai vlam weer groot sal brand, warm sal brand, Here, in ons harte, en ons sal dryf, Here, met U liefde. Ek dank U, Here. Dankie, Vader, dat U elkeen van ons lei, elke dag, Here, in hierdie wêreld waarin ons leef, sodat ons 'n verskil kan maak vir Christus, en dat ons U lig sal reflekteer in hierdie wêreld. Dat die wêreld kan besef, Christus leef, wanneer hulle na ons kyk, Here. Ek dank U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen, amen.